kom vanmôre, vandag, uit die woord uit. Prys sy naam. Terwyl ek net gehoor maak, terwyl hierdie boodskap, waar ek al 'n rukkie terug vir die mense gebring het, maar op daai dag wat ek het wil gebring het, was dit nie tyd gewees nie. En daai dag, toen ek stil gebring het, want die Gees van die Here het op daai dag anders gewerk, maar ek het daai oggend gebid oor dit, en terwyl ek bid, het die Here vir my 'n visioen gewys. En Psalm 68 is baie naby aan Openbaring 16, waar het gaan oor die slag van Armageddon. En terwyl ons daaroor bid, en ek so bid en ek vir die Here vra om te lei, en te sien ek soos 'n visioen, waar al hierdie armies van die aarde so optrek en by mekaar kom, en hoe die Here so op een slag vuur en die hemel uit neerstort, en het alles verteer vir hom. En dit is waaroor hierdie lied ook gaan. Let God arise, let his enemies be scattered. Ek sê dit gaan lees gou vir julle, Psalm 68. God staan op, sy vyande raak verstrooi, en sy hartes vlug voor sy aangesig weg. Soos rook verdryf word, verdryf u hulle. So was die smelt van die vuur, vergaan die goddelose voor die aangesig van God. Maar die regverdiges is bly. Hulle juig voor die aangesig van God. Hulle is vrolik met blydskap. Sing tot eer van God. Psalm sing tot sy eer van sy naam. Vul die pad op vir hom, want deur die woestynvlaktes ry. Here is sy naam en jubel voor sy aangesig. Amen. As jy shofar gebring het vanaand, ons gaan een keer sing, en dan gaan die shofars blaas vir jou. Halleluja. Let
gebeur toe hy sê, ma, ons huis is besig om af te brand. Toe ons in die kombuis instorm, toe staan die vlamme so teen die dak. Ek sê, Here Jesus, ek beveel in die vuur, met geen mag, teen die kinders vandag nie. En die Here help ons uit vuur uit, en die Here gee vir hom kennis, en ek stap in, en ons demolish die vuur, in die naam van Jesus, halleluja. Ons loof vir my Lord. There's sadness in my soul today, hallelujah. There is sadness in my soul today. Praise the Lord, praise the Lord. For my goodness and how much hallelujah. There is the Lord. He's waiting to be raised. He's ready to be raised and set me free. He's ready to be raised to your kingdom. He's ready to be ons prys, ons aanbid U,
Here waar jy staan, kom ons raak stil, kom ons begin met hierdie koning te praat.
Maak die kerk los van homself. Maak die kerk los van speel. En om diens vir diens in te kom en te dink wat moet hulle doen om u te beweeg. My gebed is dat u die kerk sal kom aanraak en dat die vuur weer binne in u seuns en dogters sal brand as 'n onblusselike vuur. 'n Vuur wat met liefde beweeg. Maar waar die liefde van God beweeg, kan die duisternis nie stand hou nie. Kan die haat van emosie nie stand hou nie. Kom vryspraak in sy volle eer, kom vryspraak in sy volle krag en kom vryspraak in sy volheid daarvan, soos wat Jesus gesê het, dat ons met mekaar lief hê, maar nie net mekaar nie, ook ons vyande. Dankie, Heilige Gees. Halleluja. 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 Dankie, Jezus. Dankie, Jezus. Halleluja. Dankie, Heilige Gees, vir die woord vanavond. Spreek met ons hart, is ons gebed. Dat ons smag na die vuur van die waarheid. Dat ons kan vry wees. Halleluja, halleluja, in Jesus naam. Amen. Dankie, Heer. Dan kom die krag ook so nog. Amen. Halleluja. Prys die Here. Amen. Pastor, ek gaan nie klaar oor skakel werk ek aan. Okay. Meer Amen. Amen. My gebed. My sterkste gebed. Is Here, wanneer u Gees nie meer my woon nie, dat my lewe sterf.
gees van die Here nie meer my kan woon nie, laat my lewe sterf. Want hoe hartseer is dit as jy dink jy nog die gees van die Here in jou en jy gaan en jy doen alles wat jy dink jy vir God doen met jou eie krag. Hoe maklik kom dwaling nie dan? Hoe maklik kom dit nie dat die mens seer maak die wat getrou al lank 'n pad gestap het. Dat is beter dat die mens liewer sterf as wat jy sonder die krag van God, die werke van God se koninkryk moet verwoes. Daarom moet ons altyd eerstens voor ons bid vir 'n bediening, voordat jy bid dat die Here jou 'n bediening uitstuur, voordat jy enige sin stil raak as jy Here gebruik my om eers waaragtig te bekeer. Om by 'n plek dat jy kan werklik sê ek wil niks anders hê as net die gees van die Here. Ek wil niks anders hê as om 'n verhouding met Jesus Christus te hê nie. En wanneer jou calling gebore word in die roepstem van God wat jou roep en jou stuur, daardie oomblik sal jy deur die krag van 'n verhouding gestuur word. Amen. Nie met die kennis van 'n teologiese graad nie met die teologiese diploma nie. Dit is noodsaaklik. Want ons moet toegerus wees. Want die woord van God sê, wees 'n gebrek aan kennis, gaan my volk ten gronde. Maar dit help nie ons het net die kennis, maar ons het nie die krag van die gees van die Here wat binne in ons woon nie. Amen. Ek wil ook so vra die krag het nou net aangekom, ons is nou net van die generator af, so ek gevra dat jy vir my net so 'n bietjie rustig wees. Daar is ons nou deur. Amen. Nou gaan ons jump. Amen. Amen. Here ons Shabbat. Ek het een begeerte wanneer ek die woord bring, is dat die seuns en dogters van God toegerus word. Wat is die hoof taak wat God my roep om te doen? Die woord van God sê vir my hooftaak is om die heiliges toe te rus, om diensbaar te word binne die koninkryk van God. Dis die hoofrede waarvoor mense in die bediening staan. Daarna om 'n arbeider in die oesveld te wees, om te kan sê, ek gee hom nog so 'n bietjie vir jou. Sy is my tegnikus, sy sorg vir my die goedheid. Amen. Right, terwyl ons hier so die tegniese dingetjie sit, gaan ons nou oor, ek gaan met hier die woord, terwyl die salm op my is, ek gaan nie dat die tegnologie ons vanaand so 'n bietjie terughou nie, want dit is belangrik dat ons moet hoor wat die Here sê vir ons as kinders van die Here. Amen. Okay. Hoe lyk die vuur binne jou? Is die boodskap van vanaand. Hoe lyk die vuur binne jou? Toe hierdie boodskap tema gekry het by die Heilige Gees hier in die middel van die week, het my gedagtes met baie dinge besig geraak. Ek het my probeer indink waaroor gaan hierdie woord gaan van vanaand. En die eerste gedagte waarmee ek stil gestaan het en waaroor ek opgewonde geraak het, ek het gedink die Here wil vir my sê, of jy gaan met die vuur van die Gees van die Here beweeg, of jy gaan met die vuur van die vlees beweeg. En daar in my werksplek was dit dan ook die tema wat ek hierdie week geweldig met hulle gedeel het. Want my werksplek is my soos my seuns en my dogters. Dit is baie lekker as jy by 'n werksplek kan inry, van waar jy by sekuriteitshek inry van 'n groot maatskappy, dan groet hulle jou morning pastor. What word does God got for me today? En so ver as jy ry, kom met gebedsversoeke en praat met jou oor die Here, en dan as jy daar in jou kantoor in, en dan begin die vuur later so te hardloop, dat jy voel sommer die atmosfeer verander. En terwyl ek vanoggend stil word, want ek word altyd die dag wanneer ek die woord bring, begin die Gees van die Here met my die woord te deel.
toe is dit heeltemal in 'n ander lyn in. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Handelinge 2 vers 1 tot 4 sê, dit praat van die uitstorting van die Heilige Gees, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, Pinkster, Pentekost, tot 50, die getal 50, die 50ste dag, aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik in die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat self verdeel op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en vuur het in die vertrek in beweeg, en verdeel en op elkeen gaan sit, en hulle is vervul met die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, vanaand is my smagting soos altyd, in geleende tyd, want ek weet nie hoe lank het U vir my afgemeet op hierdie aarde, om hierdie lieflike boodskap van die blye tyding van U Seun Jesus Christus te verkondig. En dan is dit ook huis toe gaan tyd. Maar terwyl hulle vanaand nog die gesondheid en die krag het, wat ook maar net genade en 'n geskenk is, maar 'n geskenk waaroor ek vanaand dankbaar is my begeerte, Heilige Gees. Raak my lippe aan en spreek met ons harte, soos wat U wil en U begeerte is. In Jesus' naam. Amen. Die vraag wat ek in die vanaand vir ons moet vra is, soek U werklik die Heilige Gees se vuur? Soek U werklik die Heilige Gees? Smag U daarna meer as na goud en silwer en wêreldse rykdom? Dan moet U verstaan. Dan moet U verstaan, daar is 'n geestelike proses en prys om die vuur van God te ontvang. Daar is 'n proses en daar is 'n prys. Hou daai twee gedagtes vas. Want ek wil hê dit moet vir jou duidelik word uit vanaand se boodskap. Die proses en die prys. Levitikus 6 vers 12 tot 13 sê, ek begin al minder en minder die bril gebruik. Amen. Kom julle uit agter. Amen. Dankie Here. Gesalf sal dit wees. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Daarvan af vers 12 Levitikus 6. Dit mag nie doodgaan nie, maar die priesters moet dit elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Hier is die opdrag wat God aan hulle gee rakende sy altaar. Dat hierdie altaar mag nie doodgaan nie. Amen. En dit moet altyd deur met 'n offer aangevul word, die vet van die offerdiere moet daarop geplaas word saam met die hout. En dan lees ons daar in Levitikus 9 hoe hierdie altaar aan die brand gesteek was. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Die vuur wat hierdie altaar in die brand gesteek het, was deur God self op die altaar in brand gesteek. En vir 116 jaar het hierdie vuur nooit doodgegaan nie. Dink jy, vir 116 jaar van die dag waar die Here die vuur op die altaar aan die brand gesteek het, en die opdrag gegee het, dat dit mag nie doodgaan nie. Vir 116 jaar het dit gebrand. Totdat hulle in die beloofde land die tempel gebou het en die vuur oorbeweeg het in die tempel in. Maar hierdie vuur mag nooit opgehou het nie. Hoe lyk die vuur binne jou is die vraagstuk wat ek vanaand vir myself en vir u vra.
Daar was nie nog 'n man in die woord van God wat letterlik met vuur, meer met die vuur van God beweeg het as Elia. Dit was nou 'n man wat letterlik, nie net geestelik met vuur beweeg het nie. Kyk, hy loop so pad na 'n dorp toe, dan kom daar kinders wat dan beveel is om 'n beer om hulle te verskeer. En op 'n stadium kom daar 'n weermag persoon om toe met 50 manne, en hy sê vir hom in 2 Konings 1 vers 10, toe antwoord Elia sê aan die owerste oor die 50, as ek dan 'n man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdal en jou en jou 50 verteer, en daar het vuur van die hemel neergedaal en hom en sy 50 verteer. 'n Man wat geweet het hoe om met vuur te beweeg. Dat is my vraag vandag. Wat kort in hierdie tyd in die kerk? Terwyl goddeloosheid toeneem, so wil toeneem. Waar is die vuur? Wat is van die vuur geword? Natuurlik nie dat ons in hierdie tyd weer vuur van die hemel af roep om mense te verteer, want ons stryd is nie in vlees en bloed nie, maar ek praat hier van vuur teen die duiwelse magte, teen die prinse en die prinse en die sterk manne en die demoniese voetsoldate wat plunder en slag onder die kinders van die Here, dat vuur uitgeroep sal word in vurige gebed teen die werk van die vyand. 1 Konings 18 vers 36 tot 39 is 'n baie bekende gedeelte. Ek dink dis die mees bekendste gedeelte wat ons het van Elia wat met vuur is daar toe op die berg Karmel geklim het. Toe al die Baalpriesters en die Assiriese priesters daar besig was met 'n afgodediens. Ek onthou dit nog so duidelik, ek en my vrou die dag op die berg Karmel in Israel staan, en as jy op die berg Karmel staan, dan kyk jy so van die berg af, dan kyk jy in die dal van Armageddon af. En dit is my baie interessant, dat dit is waar Elia die Baalpriesters geslag het, en dan onder aan die voet van die Karmelberg, loop hierdie ou dun spruitie. Die woord van God sê, hy het hulle gaan slag, so slagdiere in hierdie spruit. En jy kan dit tot vandag toe loop, hierdie ou dun stroompie daar. En die dag toe ek op hierdie berg staan, toe kon ek nie help om in die gees te sien, hoe binnekort, in hierdie selfde dal, God hulle gaan slag, dat die bloed so diep, soos perdestamme, sal afloop in die dal van Armageddon, die selfde dal, waar Elia die priesters geslag het. Die slagorde van God is op pad. Hoor wat ek vraag vir ons nie. Die slagorde van God is op pad. 1 Konings 18 vers 36 tot 39, en op die tyd het hulle die spysoffer bring, onthou die spysoffer hierdie altaar moet brand. En hy mag nie doodgaan. Maar hier het die koning Agab vir hom 'n vrou gevat, Jezebel met al haar afgode, en het die altare van God afgebreek geword in die land. Die vurige aanbidding van God het doodgeloop. En hulle het letterlik die profete van God geslag, dat Elia eintlik sê, is ek dan nou die enigste profeet van God wat dan oorgebly het van al die profete. En op die tyd het hulle die spysoffer bring. So wat was die tyd toe Elia hierdie goddelose ordes uitdaag, was op die tyd van die spysoffer. Wanneer het God met vuur op die altaar geantwoord in die tempel? Op die tyd van die spysoffer. Dan was die spysoffer op hierdie altaar geplaas in die vet, en God het met vuur geantwoord, en die altaar aan die brand gesteek, wat dan nie mag uitbrand nie. Dit was in lyn met God se orde, die dag dat God ook op Karmel met vuur die altaar besoek het. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, en die profeet Elia nader kom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Jakob, ons weet dat Jakob sy naam na Israel verander het, Abraham, Isak en Israel, laat het vandag bekend word dat U God is,
in Israel is, en ek, u knegt, en het ek al hierdie dinge op u woord gedoen, antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer, en daar by die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was opgelet, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval, en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Of wie vanaand in hierdie plek sê, wat ons in die kerk nodig het, is nie meer programme nie. Is nie beter sange nie. In my gemeente verstaan my sangbediening baie duidelik, jy kan nie op my platform as jy God nie aanbid nie. As jy God nie kan aanbid met jou hele siel, met al jou verstand en alles wat in jou is, met die sange nie, dan gaan ek jou onderskei en gaan ek jou vra om van die platform af te klim. En daarom wat jy vanaand in die sange gehoor het, was aanbidding. Dit was nie sang nie, dit was aanbidding. En daarom kon jy ook ervaar in die gees, hoe dit oorloop in aanbidding in. Want dis wat God soek. God wou nie hê dat ons met ons mooi stemme hom kom indruk, of met mooi sang hom kom indruk nie. Daar is soveel liedjies al geskryf, maar die krag van die liedjies lê in 'n man en 'n vrou wat met vuur vervul is. Want op Pinksterdag het God sy vuur op 'n ander altaar kom uitstort. Op die altaar van jou hart. Nie meer 'n altaar van klip nie gebou, maar God kom woon nou binne ons met sy gees en met sy vuur. En wanneer die vuur van God jou in die middel van die nag opwek en vir jou sê, nou bid jy vir daardie ene. Nou bid jy vir daardie ene. Ek onthou so 'n paar jare gelede, 'n mens doen ook ons partykeer impulsief doen jy dom foute. Bedank ek my werk en ons gaan in die Here onderneem en hy keer ons voordat ons groot geld verloor, kom ons agter dis een bedrogspel. Nou is dit jy moet terug gaan werk doen. Daar sal reeds posse geadverteer, daar sal reeds onderhoude gehou, daar sal reeds nuwe mense in die pos aangestel. Kom daar die dag en die stasiebestuurder sê vir ons, die gras is mos groener, en ek kan julle nie help nie, hierdie ding is klaar deur hoofkantoor, die post is gevul. En ek onthou daar die dag ry ons na hierdie vriend van my, waarmee ek in vennootskap sou gegaan het. Kan ons nie partykeer dom fout maak met wie ons 'n vennootskap wil gaan nie. En toe is daar by sy huis stop. Onthou ek soos gister, en ek noem nie sy naam nie, so ek laat niemand aan nie. Ek noem 'n getuienis, al die 2 liter skripdrif so die kas uit. En hy sê dat jy op die kas, hy sê, maandag gaan ons terug. Skaf weer van ons werk en om 4 ons het elkeen met ons eie liter klipdrif. En ek het so gekyk en ek dink so by myself, daar's nie 'n manier dat ek hierdie God van Israel, Abraham, Isak en Israel, op hierdie manier sal verheerlik. As daar 'n tyd kom om dankie te sê, sal die eer my God toe kom. Ek sê daardie dag vir hierdie vriend van my, jy kan maar met jou brand dit vuur, maar ek sal my God dankie sê vir dit wat die deurbraak was. En so gaan ek en ek werk op daardie stadium, werk ek nagskof, en ek kom die oggend vroeg af, dit was nou die Vrydag aand gaan werk, en Saterdagoggend kom ek vroeg af, en 10 uur, toe hoor ek hoe sê die Here vir my, klim uit jou bed uit. Ek wil hê jy moet gaan bid. Nou kyk, as die Here vir jou sê, jy moet gaan bid, dan weet jy sommer, Here, my werk is terug. En nou dink jy, die Here gaan jou lei hoe om te bid vir jou werk en alles, en toe ek so op my knieë daar in die sitkamer neerslaap, dan bid jy met vuur. Kyk, ek wil jou sê, dan speel jy nie met gebed. Amen. Want daar is iets in gedrang, wat vir jou kosbaar is. Terwyl ek daar in die sitkamer op my knieë neerval, sê ek, Here, ek roep U aan vir genade vir my werkstoestand.
Die Gees van die Here het gesê vir my, bly stil. Ek het jou nie gesê om te bid nie. Ek lees so en ek word stil en die Gees van die Here sê vir my, jy kan vir almal wat ek nou op jou hart lê, moet jy bid, maar vir jou mag jy nie bid nie. En ek bid vir 'n uur lank so die Gees van die Here die een persoon na die ander persoon op my hart sit om voor te bid. Bid ek. En toe daar by die einde van die gebed kom, na 'n uur van gebed. Toe sê die Here, nou klim jy in die bed en gaan slaap. Ek sê, Here, maar wat vir my, die Here sê vir my, ek klim nie in die bed en gaan slaap. En so gaan werk ek die Saterdag aand, die Sondagoggend, weer dieselfde ding, hier is so 9:00, 10:00, so kan maak die Gees van die Here my wakker. En terwyl ek wakker is, sê die Gees van die Here vir my, gaan sitkamer toe gaan bid. Ek dink, Here, gister het ek vir hulle gebid. Vandag gaan ek vir myself kan bid. Hy sê vir my, bly stil, en die weer gesê bid vir jouself nie. En vir 'n uur lank lê die Here een persoon na die ander op my aangesig. Op my hart om op my aangesig vir hom te lê. En toe weet jy die einde van daai uur kom, dink ek, Here, vandag is dit, as jy begin in jou bed gaan slaap. Ek raak al so moedeloos. Ek sê, Here, gaan nie al die ander mense dan vir hulle gebed en gaan nie al hulle gebeure aan, wat van my, Here, wat van my? En dan gaan werk daar die aand en ek onthou dit soos gister. Dit was in 2003 gewees. Sê die Gees van die Here vir my, ek gaan nie huis toe nie. Gaan na die administratiewe bou toe en gewag vir die stasiebestuurder. En daar die dag gaan die sekuriteit sluit die administratiewe gebou al hier 6:00 in die oggend oop, so 7:00 kan dan begin die mense inkom en ek sit al klaar daar in die ingangsportaal en hier kom die stasiebestuurder verbygestap. En hy kyk my so. En ek hoor die mooiste woorde. Hy sê, jy, mannetjie. Ek sê, ja meneer, jy gaan my mens wakker nie. Dis die Here. Ek dink so myself, maar ek dink so nie. Hy sê, ek kon nie hierdie naweek slaap en die Here was heel naweek met my besig gewees. Hy sê, kom op na my gebou, na my kantoor toe, ek wil jou gou sien. Hy sê, geskryf my 4 vir jou, wat so motiveer, hoekom ek jou werk vir moet teruggee. Maar hy skryf, ek het tot vandag toe nie onthou weet ek wat dag gesê, maar hy voel net of die woorde voel van 8 gevoel is. Dan gaan sit hy op sy tafel neer. Hy sê, jy kan bly wees, jy dien 'n lewende God. Maar dit is al om jy werk teruggekry. Halleluja. Prys die Here. Die vuur op die altaar en vandag die altaar van jou hart moet deur God se Gees self in die brand gesteek word. Hoe lyk die vuur binne jou? Man en vrou wat beweeg waar God self 'n vuur op die altaar aan die brand steek, dra 'n dubbele mate van die salwing oor aan hulle geestelike seuns en dogters. Hoor wat ek vanaand vir jou sê? Manne en vroue wat in die salwing beweeg van die vuur van God se Gees, dra 'n dubbele mate van die salwing oor aan hulle seuns en hulle dogters. Die geestelike seuns en dogters wat God op jou pad vir jou gaan gee, gaan jou outrun met miracles. Amen. Halleluja vir dit. Hulle gaan jou outrun met knowledge in the word of God, because a double portion of the anointing that's on your life will overflow into their life. Amen. Halleluja. 2 Konings 2 vers 6 tot 10 en Elia sê vir hom vir Elisa wat sy geestelike seun is, bly tog hier want die Here stuur my na die Jordaan. Maar Elisa sê vir Elia, so waar is die Here leef ek sal en die siel leef ek sal nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand eenkant gestaan terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Dan gaan dit uitkom dat ek vir jou sê vanaand dat dit gaan lyk of die bediening waar God jou roep, maar net nou enkel bediening is. Dis net hulle twee. En die bediening wat jou lok of dit wat vir jou groter lyk meer aantreklik en hulle staan daar aan die ander kant. Maar bly jy getrou.
aan jou geestelike ouers, want God het hulle in jou lewe vir 'n tyd gestuur, en dan is dit ook nie meer nie. En dan is dit tyd vir double portion. Double portion. Halleluja, prys die Here. Net ek is op die Amen. Vers 18 neem Elia sy mantel en rol dit op 'n slang op die water en dit na weerskante verdeel sodat 2 op droë grond deurgegaan het. Ek gedink Moses, Elia en Elisa stap toe sommer alleen dwars deur die Jordaanrivier op droë grond. En na hulle deur was Elia of Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van die Gees op my kom. Amen. Ek like Elisa. Hy het verstaan waaroor dit gaan. Hier is my geestelike dad. Die Here het my gesê ek moet vir Elia volg. Opdrag van God gekry. En toe dit tyd word om die salwing te ontvang. Dus jy double portion. Double portion. Nothing less than double portion. En Elia sê vir hom, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou wegneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. Maar so nie, sal dit nie wees nie. En terwyl daardeur loop en spreek om daar met een se wa van vuur met perle van vuur wat skeiding tussen hulle maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Nie soos die kinderbybel sê Elia het in 'n vuurperle wa opgevaar nie. Die vuurperle wa het tussen Elia en Elisa aangekom, sodat Elisa nie saam kon in hardloop in die storm nie, want hy skeiding kon maak terwyl die storm vir Elia hemel toe gevat het. Daar is 'n tyd dat ek en jy moet besef dat ons geestelike ouers op aarde is nooit die eindpunt van ons bediening. Daar kom 'n tyd dat ons geestelike ouers moet totsiens sê. Dat hulle moet hemel toe gaan. Want hulle werk op aarde klaar is. Maar maak seker dat jy het gedrink by die fonteine van die Gees van die Here, dat jy double portion kan kry wanneer dit tyd is om te groet. En nooit te geheg raak aan die mens nie, maar laat die mens jou altyd meer en meer na Jesus toe. Pastoor se hooftaak in hierdie lewe is om jou by Jesus uit te kry. Want hy het 'n roeping wat brand soos vuur om kinders, geestelike seuns en dogters na Jesus se voete toe te bring. En dan is dit tyd vir double portion. En hy sê, nie die harde saak begeer, met ander woorde, hier was nie 'n maklike saak. Daarom moet ek en jy 2 dinge verstaan, wat ernstig moet oordink word en besef word. En hierdie 2 dinge is, maak seker saam wie jy loop. Maak seker dat die persoon wat jy kies as jou geestelike pa of ma, wel met God se Gees vervul is. Wel die vrug van die Gees in hulle lewe het. Moet nooit 'n vleeslike saak maak om God te dien deur vleeslik geheg te raak aan iemand nie. Jy moet altyd iemand volg wat jy in dit kan sien is iemand waarna ek opkyk, wat met God te pad stap en hy begeer om 2 keer sterker as dit met God te kan stap. Ek wil nie vanaand sê, die baie keer sit ons in die kerk vir jare lank, en ek dink by myself, God, wat het dan nou van die seuns en die dogters geword, wat die double portion moet smag, sodat hulle kan opstaan, en na hospitale in kan gaan, en vir die siekes gaan bid, duiwels kan uitdryf, en maar ek sien baie keer, sien ek het in hierdie tyd waarin ons leef, dat mense is te bang om op te staan, en die hand op die siekes te lê, want hulle is bang, die pastoor gaan jaloers raak op hulle, hulle is bang, hulle gaan uit die kerk uitgedryf word, want hulle wil dan oorneem, maar ek wil jou sê, as die pastoor 'n man van God is, wat 'n smagting het om seuns en dogters van God
sy dogters op. En wanneer hulle begin om te loop so met vuur, en die duiwels word uitgedryf, en die siekes word genees, dan staan daar die pastoor op sy knieë en sê, o God, ek het goed gedoen aan U. Ek het goed gedoen aan U. U seuns en die dogters wat U my sorg geplaas het, is vurig. Hulle is vurig. Halleluja. Halleluja. Dankie Meester. Vers 12 en Elisa het dit gesien en geroep, my vader, terwyl Elia van hom al weggevat word. My vader, waar van Israel en sy ruiters en toe hom nie meer sien nie, het hy sy keer gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op. Jy sien, nou kom 'n tyd om te ry. Daar kom 'n tyd om marcheer te wees. But then, it's time to pick up the mantle. Then it's time. En hy het die mantel opgetel. Van Elia wat op hom afgeval het en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. Man, ek like hierdie man. Hy vat die mantel en daar loop hy. Ek het myself gesien wat my pa met hierdie mantel gedoen. Hy het op die Jordaan geslaan, toe stap ons deur. Ek het ons gevra vir 'n double portion. Dis nou tyd te kyk, kom ons gaan vat sommer daar, kom ons kyk of hierdie salwing geval het op my. Want daar, weet jy sommer dadelik, dan soos wat Elia van hom gesê het, as dit dan nie is, dan sê dit is 'n swaar sak, maar as dit dan nie is, dan is dit nie. Hy gaan nie nog in vas hier vir 40 dae, as jy Here asseblief, ek vra so mooi vir hierdie salwing, wat op Elia was, dit nog net op my moet wees hier. Eers stuur tog net vir my 'n teken. Nee, vat die mantel. En hy draai om en hy gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia wat nou afgeval het, en hy staan in die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe die water slaan, is dit na weerskante verdeel en Elisa en Elia. Die kerk moet begin opstaan en bold word vir Jesus. Halleluja, halleluja. Begin opstaan. Ons wag vir tekentjies, ons wag vir wonderwerke. Here, as ek nou vir hierdie persoon bid met die kop seer, ek is nog nie reg vir die kankers. As ek vir eers bid met die kop seer, en hy word gesond, dan sal ek glo, Here, U gaan my nou gebruik. En dan terwyl jy so weg staan, dink jy, het hy nie miskien dalk 'n dispring gedruk voor gekom? Dis waar. Jordaan beteken om af te vloei, om af te gaan, af te daal, ook die plek van crossing over. Maar profete, wat met 4 verval was, hulle bedienings begin. It started in the Jordan, the place of crossing over. Once out of Egypt, into the desert, but I had to go through the Jordan to cross over into the promised land. Amen. Elia het by die Jordan begin. Elisa kry die mantel by die Jordaan en vat die salwing by die Jordaan in sy eie bediening en hy slaan die water en hy beweeg die Here in sy bediening in. Hoe lyk die vuur binne jou? Johannes het roep begin ook in die Jordaan. Hier kom ook 'n profeet uit die woestyn. Jordaan toe. It starts in the Jordan. The place of flowing. Die plek van vloei. Dit moet vloei. Jy kan nie die salwing in 'n bak hê nie. Dit moet vloei. Dit moet vloei. Amen. Matteus 3 vers 11 sê hier die woorde, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, die sy skoene ek nie waar is om aan te dra, hy sal julle doop met die Heilige Gees, ek met vuur. Amen. Fire. 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 Man. Ek sien nie julle sê dit lyk of julle dit snap. Ja, ons snap dit. Elisa kry by Elia met double portion. En Elia was 'n man wat met vuur beweeg het. Hier kom hy met 50 soldate. Hy sê as die Here van broeders sal vir julle jong en 50 manne. Hulle is weg.
Hy is die enigste profeet in Israel oor. Almal is geslag. Kyk hy Berg Karmel so, hy sê nou, boetjies, dan moet jy my ook beslag, maar ek gaan nog gou met 4 julle kom besoek. Want ek doen 'n God van 4. Amen. Wat sou het al gebeur het as God daai dag nie met 4 geantwoord het? Dat was dit. Dis soos Elia gesê het, not a day longer without the fire. Thank you, Mira, kill me, but I'm not gonna run. I want the fire. Die kerk moet begin met die punt kom om te sê, ek vrees niks meer nie, ek sit die vuur. Nie 'n dag gaan my sonder die vuur. Hoe lyk die vuur binne jou? Romeine 12 vers 1-2, ek vermaan jou dan broeders, Paulus hier aan die woord, by die gemeente in Rome, toe hy die brief skryf. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende en heilige en aan God welgevallige offer. Jy sien die eerste altaar was met offerdier vet aan die gang gehou. Die tweede altaar word jy die sacrifice. Jy moet die een wees wat op die altaar klim. En sê God, consume all impurities. Consume all sin. Let me stand purified by fire. Holy Spirit fire. So that I can be an honor, a vessel of honor. A vessel of honor. Kira Bashara. Dat julle liggaam is lewende heilige en aan God welgeval God. Dis julle redelike godsdienst. Jy word nie in hierdie wêreld gelykvormig, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoe lyk die vuur binne in jou? Handeling 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Jy sien vir die vuur van God se Gees om die boventrek op jou altaar uitgegiet te word, soos in die ou tyd. Toe God self die altaar met sy vuur in die brand omsteek het. Dit kan nie met jou geleerdheid, met jou talent, met jou vermoëns in die brand omsteek. God moet dit aan die brand steek. Amen. Soms is jy so stik besig om te hardloop. Te besig. Ons is so besig, ons kry nie eens tyd vir bid nie. Wanneer kry ons ook tyd om stil te staan, sodat die vuur kan val? En daarom moet ek julle vroeër die vraag gevra, soek jy werklik die liggie? Soek jy Virginia sy vuur? Dan is dit tyd om te gaan afsonder. En voor God te lê. Dan is dit tyd om af te sonder voor God te gaan lê. Ek laat my nie vir een oomblik sê dat julle in hierdie gemeente net mense wil by mekaar kry om net 'n lekker gevoel van 'n kerk te hê, dat ons hier lekker kan Bybel lees en preke kan luister en kan saam sing en dan gaan jy luister. Ja. Hierdie mense is met 'n vuur gedryf in hulle binneste om 'n stikkende wêreld uit die leuns van die tronk van Satan te gaan uithaal, dat 'n plek te bring om te sê, it's time to receive a double portion. Amen. Double portion. Maar jy sal krag ontvang, maar jy Gees oor jou kom. Halleluja. Ek ervaar vanaand 'n profetiese woord vir jou. Terwyl ek vanmôre stil geword het, volgens stil geword het, gee die Here my profetiese woord. En ek wil dit vanaand vir julle gee. Jesaja 43 vers 9 sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. It's time, sons and daughters of God, to rise. It's time not to be at ease with just going to church. Dit het tyd geword, seuns en dogters van God, dat ons begin opstaan en nog met meer vuur as my pastoor beweeg. Double portion. Pastoor is nie geroep om jou elke Sondag te herinner aan sy getuienis met God nie. Sy getuienis word oorgedra met een begeerte, dat
as die Here dit vir hom goed doen, kan die Here dit vir my doen. As hy vir mens kom bid en 7 was om kankers kon uitgeval. As my pastoor kon stop na iemand wat op die laaste was met vigs en die Here kan deur hom werk en die woord van God sê I'm going to get double portion. Amen. Yes, amen. So God gave my pastor a person of age, so he's going to give me the word of age. Maar wie hoe kragtig is ons verstand? Terwyl ons hier die woorde hoor, dan begin jy al klaar te voel. Jy dan moet jy kan instap in 'n saal waar daar 'n saal vol vars mense is en dan nog 'n gesonde something happen. Jy kom nie. You are lacking fire. Die Here het my pastoor gestuur, my geestelike pa gestuur om vir 'n vrou te bid wat 7 soorte kankers gehad het en die Here het haar genees. En dan gaan jy in die kankersaal. Weet jy waarna kan jy gaan? Not the day before you reach fire. Petrus, Johannes, Jakobus, Lukas volg die Here Jesus vir 3,5 jaar. Hulle sien 'n werking met vuur. But they were not ready because Pentecostal hasn't happened yet. En daarom sê die Here vir hulle voordat hy weggeneem word, dan hier sê hulle vir hulle geestelike pappa, tot ziens. Die groot God van hemel en aarde, wat 'n voorreg om hom as jou geestelike pa te hê. Wat 'n voorreg om hom as jou rabbi te hê. Geen groter eer kan daar wees as om Jesus Christus as jou pastoor te hê. Hy was sy pastoor. Want hulle het hom gevolg waar hy gepreek het. Hulle het hulle rabbi gevolg waar hy duiwels uitgedryf het en siekes, hulle op die siekes geleed. En weet jy wat sê Jesus vir my en vir jou? Kom ons maak gou vas vanaand double portion. Amen. Yes. Dan moet ons uit Jesus se mond toe kom. Jesus het groter dinge as wat ek gedoen het. Gaan jy dit doen? Double portion. Net soos Elia, gevul met die vuur van God se gees, 'n double portion oorgedra na Elisha toe. Het Jesus ook sy disippels begeer om meer te doen as wat hy gedoen het. Meer. Ons sit vandag in die kerk en ons bid vir herlewing. Here stuur herlewing in Suid-Afrika. Wie waar start dit, waar begin dit? God sê ek soek iemand om in die bres te staan. Anders gaan die land verwoes word. Maar nie iemand wat bid nie. God werk met vuur, so hy soek iemand met vuur. Op te staan te kan sê, Here, I want to move in fire. Omdat wat ek vir julle vroeër vanaand gesê het, dit gaan 'n proses vat, en dit gaan 'n prys vat. Al jou begeertes gaan nie meer bestaan nie. God sê, I want everything or nothing. Here, ek kan nie verstaan hoekom U my so slaan nie. Here, ek bid al so lank vir hierdie deurbraak en dit gebeur nie. It's because you are not willing to lay it down, that you still praying for it to be fulfilled. As jy vanaand 'n saak het wat jy voel nooit beantwoord word nie, maybe that's your sacrifice, that you have to lay it down. And say, God, I'm not wanting anymore. I want you. And I want your fire. Ek soek U vuur. En ek wil gestuur word. Kom ons net so, Vader. En hier is die aand. Ek
een begeerte op. Een begeerte. En die kerk sal weet dat U is 'n God wat te veel beweeg. Here, my gebed is dat U in Suid-Afrika seuns en dogters sal oprig in vuur. Wat sal vat die vaandels wat al vir soveel jare in voetspore van Godvreesende man en vrou beweeg en sê, the time is now for double portion. I'm going to stand up. I'm going to start moving in my double portion. Net soos Elisa nie eers vir 'n teken gevra het, maar dadelik die mantel gevat het en gesê het, waar is hier die God? En hier, Jordaan geslaan het, and he crossed over into his ministry. Please, Lord, give us spiritual Jordans to cross, so that we can also stand in the anointing of the fire of Pentecostal, the fire of the Holy Spirit that lives inside your saints today. Is my prayer in Jesus' name.